Dankie vir die uitnodiging om te gesels oor hersaamgestelde gesinne. Ja, ons het ons ervaring rondom dit opgedoen. En ek gaan my storie vanaand vertel, my storie met julle deel. En daaruit gaan ek net weer eens vir julle bewys of weer eens net beklemtoon dat God is goed. Ag nee, ek dink dit is 'n bietjie jy weet daar nie moed, daar waar ek vandaan kom, nee. Is die Here goed vir ons? Is hy goed vir julle ook? God is good. All the time, God is good. So ek wil met hierdie gedeelte vanaand begin. En soos julle daar kan sien, ek wil net gou dat ek gou my rekenaar hier reg kry en dan gaan ons lekker verder gesels. OK, daar is hy. Daai teksvers is my 'n anker in my lewe. Kom ons lees hom. Ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. Nou wat interessant is, as jy na hierdie gedeeltetjie kyk, dan sal jy sien dat daar's 'n paar aspekte wat uitstaan daar. Die eerste een is dat ons kan nou van een saak seker wees. Die ou Afrikaanse Bybel sê, dit moet ons weet. Hoekom moet ons dit weet? Daar's storms van die lewe. Daar's moeilike tye. Maar weet julle wat? God het ons lief, en omdat hy ons lief het, weet ons verseker dat alles sal ten goeie uitwerk. Hoekom kan ons dit sê? Weet jy, ek het my kinders baie lief. En daarom wil ek hê dit moet goed gaan met hulle. Daarom doen ek my bes vir hulle, om seker te maak, dat hulle weet ek is lief vir hulle. God het jou lief. En as jy deur moeilike tye gaan, moet jy weet, jy is sy kind, en alles sal ten goeie meewerk. So, ek gaan my storie vertel, oor my ervaring van 'n hersaamgestelde gesin, en daaruit gaan ek vir julle net 'n bietjie meer riglyne gee, oor 'n hersaamgestelde gesin. Nou julle sal sien in daai foto, kyk net die groepering daar, jy kan sien, daar's verskillende groeperinge, nee. So ons eerste vraag is nou wat is 'n hersaamgestelde gesin? En ek gaan 'n bietjie dit vir julle verduidelik, maar voor ek daarby uitkom, wil ek net so 'n bietjie 'n paar dinge vir julle wys. En ek gaan nou hier begin met hierdie jy kan maar sê uitspraak wat ek wil maak, wat ek sê, as jy in 'n tweede huwelik staan, dan is dit 'n tweede kans. Nou kyk net hierna. Kyk wat staan daar. I was looking for the ideal. It became an ordeal. Now I'm looking for a new deal. Hoor jy, ek is daarom bly julle lag daarvoor. Is dit nie baie waar nie? In ons lewe waarin ons nou is dit so maklik om weg te stap. Is so maklik om elke keer te kyk vir 'n nuwe deal. Maar die belangrike is, wanneer jy werk aan 'n verhouding, dan word dit 'n baie goeie verhouding. Nou kom ek vat julle 'n bietjie terug. Ek gaan vir julle hier 'n foto wys. Nou, ek weet nie hoeveel ou mense is daar. Nie ou mense nie, ouer mense. Elise sê altyd vir my, moenie daai woord gebruik nie. Ouer mense. Ek wil nou kyk, hoeveel ouer mense is daar. Wie van julle kan vir my sê, wie staan langs my? Kan julle dink hy was ook jonk geweest? Alan Platt. Sien julle hom daar? Meer as 31 jaar gelede het hy ons in die huwelik gebring. Nou, hierdie was my tweede kans. My eerste huwelik het misluk. Dit het regtig moeilik gegaan. En hierdie was my tweede kans. Nou kyk net hierna, hier is die ou hersaamgestelde gesinnetjie, wat julle nou hier op die volgende foto sal sien. Ek en Elise, my ou twee seentjies, kyk hoe staan hulle langs my.
En daar was ek was daai dag baie bang oor. My eerste kans, my eerste huwelik het misluk. Nou is ek in 'n tweede huwelik en ek weet nie of dit gaan werk nie. Ek moet vir julle sê, ek was daar nog baie bang, nê. Maar nou, meer as 31 jaar gelede, kan ek terugkyk en ek kan sê, God is goed. En alles het in goedheid uitgekom. Kyk net mooi na hierdie foto. Is dit nie 'n pragtige gesin daai nie? Daar's ek en Elise, ons 2 seuns en Roelies ons dogter. Rolf en Elise is gelyk aan Roelies. En weet julle, ons is so geseënd. Ons is so geseënd. My groot vrees was, ek het gedink, my tweede huwelik is 'n mislukte huwelik al klaar. Ek het gedink, my hersaamgestelde gesin is al klaar verdoem. En weet julle wat? As ek nou terugkyk, is my gesin amper beter as baie kerngesinne. Regtig waar, gee die Here die eer daarvoor, en ek gee my vrou, wat saam met my gewerk het dan, ek gee ons almal die eer daarvoor, dat ons gewerk het aan hierdie huwelik. Hoekom? Wat is die grootste uitdaging in 'n hersaamgestelde gesin? Hersaamgestelde gesinne ervaar unieke uitdagings, omdat 2 mense nie net 'n huwelik vorm nie, maar 2 bestaande familiegeskiedenisse, verliese, lojaliteite, verwagtings en verhoudingsstelsels probeer integreer. Jog, dis 'n lang sin, nee, dis groot woorde. Maar dis wat dit is. En weet julle wat is die fout? Baie mense in hersaamgestelde gesinne besef dit nie. So, 'n hersaamgestelde gesin sal nooit weer 'n nuwe kernfamilie wees nie, maar eerder 'n nuwe gesinsstruktuur wat deur 'n reis, jy weet hierdie journey, ons dokter gebruik hulle baie die woord journey, nê? Hierdie journey, dis 'n journey van aanpassing en vorming om 'n nuwe eenheid te vorm. Dis 'n hersaamgestelde gesin. Nou goed, nou op hierdie reis, en dis die ding, is daar baie slagvelde wat ons het. En ons gaan nou 'n bietjie gesels oor wat ek vanaand met julle oor gaan gesels. Ons gaan kyk na die slaggate op hierdie reis. En ek gaan hulle aanraak en ek gaan hulle noem. Daar's sommer 10 van hulle, nê. En dan gaan ek met julle gesels oor hoe kan ons dit hanteer, en dan ook hoe kan 'n mens 'n eie unieke gesin ontwikkel. Goed, daar's die slaggate. Huweliksverhouding word afgeskeep, onverwerkte verliese en rou, onrealistiese verwagtings, lojaliteitskonflikte by die kinders, onsekerheid oor rolle, verskille ouerskapstyle, verhoudings tussen stiefouer en kinders, finansiële spanning, die invloed van die vorige huweliksmaat, en dan die identiteit van die nuwe gesin. Dis 'n mondvol, nê. Maar dis die realiteit. En dis die slaggate. Nou kom ons begin, en ons vat hulle so een vir een. Die eerste belangrike een, is die een van die huweliksverhouding wat afgeskeep word. Die probleem hier is, die nuwe paartjie fokus so baie op die kinders, dat hulle huwelik verswak. Hoekom? Ja, ons was gelukkig in ons opsig, dat ons het nie dadelik 'n hersaamgestelde gesin gehad nie. Maar jy moet onthou, wat gebeur? Hulle trou, en skielik het hierdie paartjie, dis nie net hulle 2 wat daar is nie, hulle het hierdie pakket, en hierdie pakket is jou kinders en my kinders, en al hierdie uitdagings. En wat gebeur in 'n gewone kerngesin? In 'n gewone kerngesin het die 2 kans om mekaar eers te leer ken. En dan sê hulle, nou gaan ons met 'n gesin begin. Wat gebeur nou hierso met 'n hersaamgestelde gesin? Skielik het hierdie paar, voordat hulle mekaar nog regtig behoorlik ken, 'n hele pakket. En daarom is daar nie baie alleentyd nie, daar's die konflik oor die kinders, daar's verskillende ouerskapstyle, en daar's emosionele uitputting. Want hulle moet mekaar nog leer ken, hulle moet nog hierdie style leer ken, en dis nog hulle redelike uitdaging. So, wat moet hulle doen? Hulle moet bietjie tye maak om met mekaar te gesels. Hulle moet hulle verwagtinge deel, en hulle kry nie altyd tyd daarvoor nie. So dis die eerste slaggat. En dis wat daai paartjie moet besef. Ons moet werk daaraan om eers 'n behoorlike eenheid te bewerkstellig. Die volgende een, en hierdie is baie belangrik. Onverwerkte verlies en rou. 'n Egskeiding veroorsaak die verliese, die dood van 'n vorige egnoot,
die verlies van, hierdie is ook net so interessant, is die droom. Weet julle wat was my groot probleem? Ek het gedroom, ek gaan eendag nie skei nie. En toe skei ek. En dit was my 'n verskriklike groot verlies van 'n droom. En dis toe waar ek gedink het, my droom gaan op die oomblik nie verwesenlik word. So dit moet alles verwerk word. En dit moet, dis een van die eerste slaggate. En ons gaan aan die einde presies kyk hoe dit verwerk word. Nou kom ons by hierdie onrealistiese verwagtinge. Ek weet nie of julle al gehoor het van die 4 ringe nie. Keisring, verloofring, trouring, ontnigtering. Nou in 'n gewone kerngesin, nê, is daar al baie ontnigtering. Maar in 'n hersaamgestelde gesin, met al die slaggate, is daar baie keer hierdie onrealistiese verwagting. En wat is hierdie onrealistiese verwagting? Dit is, ons sal net soos 'n gewone gesin wees, en dit is nie die geval nie. So daarom moet die gesin leer om mekaar te respekteer, te vertrou en te verstaan, sodat hulle 'n nuwe eenheid kan vorm, sodat liefde kan ontwikkel, en sodat hulle die rolle baie beter kan verstaan. Nou kom ons by die loyaliteitskonflik. Nou hierdie is 'n baie interessante ene. Jy's nie my pa nie. My ma sou nooit so opgetree het, nê? Die weerstand teen die nuwe gesag. So, skielik kry jy nou in hierdie hele situasie die kind wat sê, maar jy's nie my pa nie, ek het 'n pa. Hoekom moet ek na jou luister? En hierdie is een van die grootste uitdagings wat ons baie keer kry. Wat hier belangrik is, die ouers moenie die kinders dwing om liefde te toon nie. Hulle moet ook nie die vorige ouer afbreek nie. Hulle moet net daarop fokus om toe te laat dat beide wêrelde saam gekombineer kan word. So, loyaliteit, konflik, een van die belangrikste. Nou kom ons hier by die onsekerheid van die rolle. Nou hierdie is 'n baie interessante ene. En dit gaan oor die dissipline. Jo, daar het ek ook al baie lesse geleer. Die groot vraag is, wie het die reg om dissipline toe te pas? Die stiefouer voel baie keer uitgesluit, want daar is hierdie biologiese band tussen ek en my kind. Jong, en dis 'n groot bedreiging. Nou kom hierdie paar by mekaar, dis die egpaar, en nou het ek 'n baie sterk verhouding met my kind, en my kind is geneig nogal om dit te manipuleer teen hierdie ouer. So die stiefouer begin uitgesluit voel. Die biologiese ouer beskerm miskien die kinders meer. Die kinders manipuleer hierdie verskille. Want onthou net, hulle is nou baie keer as die kinders in hierdie hersaamgestelde gesin, hulle stel nie een belang nie, hulle wil eintlik die ou gesin terug hê. Dis wat hulle eintlik wil hê. En nou moet die ouers daarteen werk. Nou hier's die belangrike sleutel hier. Die biologiese ouer neem die verantwoordelikheid neem die aanvanklike verantwoordelikheid vir dissipline, en nou moet julle mooi luister, terwyl die stiefouer eers fokus op die verhouding bou. So met ander woorde, die stiefouer, en ek het al hoeveel keer in my berading gesien, dat die stiefouer wil nou inmeng. Dan sê die kind nie my pa nie, maar as die ouer die gesag handhaaf, dan werk dit. Dit is so belangrik dat hierdie perspektiewe behoorlik moet deurkom. Nou goed, kom ons kyk na die verhouding met die stiefouers. Nou wat hier interessant is, die kind vra eintlik die vraag vir die stiefouer, kan ek jou vertrou? Met ander woorde, is ek veilig by jou? En gaan jy my nie wegneem van my ouers nie? So kan julle sien, wat is die groot ding hierso? Onsekerheid. En weet julle wat is belangrik? Dit is belangrik dat daar verhouding gebou moet word. En nou kom daar nog die verskillende ouerskapstyle. Die een ouer is te streng, die een is te permissief, liberaal en emosioneel onbeskermend. En kan julle sien, wat ek hier begin skets, is, daar's al hierdie konflik binne in hierdie hersaamgestelde gesin oor verhoudinge. En daarom is dit belangrik dat daar eers gefokus moet word op die verhoudinge. Nou,
Die ouerskapstyle kan 'n mens na kyk en dit aan werk, en dan die hele kwessie van die verhouding tussen die stiefouers en die kinders, ons het daarna gekyk, en nou kom hierdie is 'n groot een. Finansies. Dit is altyd 'n emosionele simbool. Jy gee meer vir jou kinders as vir myne. My kinders word afgeskeep, die onderhoud, bepalings, verskillende. En onthou nou, dis skielik 'n groot finansiële druk. So wat moet die ouers nou doen? Hulle behoort oop gesprekke te hê. Hulle behoort presiese gelyk, hulle moet nie net na gelykheid kyk nie, maar hulle moet na billikheid kyk. En hulle moet duidelike ooreenkomste bring. So, ek gee maar 'n paar praktiese riglyne, maar ek moet vir julle eerlik sê, by hierdie gedeelte moet 'n mens behoorlik hulp kry. En jy moet hierdie, want die finansies is een van daai sake wat altyd die slegste is. Nou, die invloed van die vorige huweliksmaat. Nou, daar's hierdie konflik tussen die voormalige eggenoot, en ek onthou baie goed. Ek en my gewese vrou het in die begin moeilik met mekaar gepraat. En dan sit sy die foon in my ore neer. Dan moet jy my sien. Dan spring ek net so hoog. Want ek wil met haar praat, en ek wil vas sê wat ek vir haar wil sê. Nee, wraggie, sy sit die foon in my oor neer, dis mos ongeskik. Ek kan nou nie my sê nie. En weet julle, eendag, toe begin ek, my seun was daar, my tweede seun, begin ek vir Elise vertel wat ek van hierdie vrou dink. En ek praat, en vir 'n oomblik kyk ek, en ek sien die seer in my seun se gesig, in sy oë. Weet julle hoekom? Ek praat van sy ma. Ek praat van sy ma. En daar het ek net besef, dis een van die belangrike dinge, dat 'n mens nooit die ander persoon moet sleg sê nie, jy moet werk aan 'n beter verhouding, en jy moet nie die kinders as boodskappers gebruik nie, en jy moet net sorg dat jy werklik die kinders net laat verstaan, dat julle saamwerk aan 'n beter verhouding. Goed, nou kom ons by die laaste belangrike ene, en dit gaan oor die identiteit van die nuwe gesin. Nou hoor hierso, 'n hersaamgestelde gesin word nie gebou deur almal te dwing om onmiddellik soos 'n familie te voel nie. Dit word gebou deur geduld, veiligheid, eerlike gesprekke en die geleidelike ontwikkeling van vertroue. So, jy moet nie die vorige gesin probeer naboots nie. Daar moet 'n nuwe identiteit kom. En hierdie nuwe identiteit moet jy die ons formuleer. Jy moet sê, wie's die ons in hierdie nuwe identiteit? Nou, hier kan julle sien dat die samestelling van hierdie nuwe ons, hierdie samestelling van die nuwe gesin. In die middel sê ons gesin, maar nou is daar 3 dele. En 'n 4de deel. Kom ons kyk net eers na die boonste gedeelte. Dis 'n sub-eenheid binne in hierdie eenheid. Dis die egpaar. Nou wat hier belangrik is, die egpaar moet 'n hegte eenheid vorm, wat die kinders nie kan eintlik verbreek nie, nê. Die ouers moet 'n eenheid vorm teen die kinders, teen jou kinders, teen my kinders, die kinders is die kinders, en ons is ouers, en ons laat nie ons kinders toe om die eenheid tussen ons te verbreek nie. Hierdie is ongelooflik belangrik. Maar nou het ons aan die ander kant ook die kinders, en hier moet julle mooi kyk, ons praat nie net van die kinders wat in hierdie gesin is nie, maar ons praat van al die kinders. Want jy sien, daar is altyd in 'n hersaamgestelde hierdie ons en hulle. Nee, ons en hulle. Maar wie's die ons? Die kinders is in verhouding met mekaar. En hulle moet 'n nuwe identiteit en 'n nuwe verhouding ontwikkel. Die ouers, vorige ouers, nuwe ouers, moet 'n goeie verhouding ter wille van die kinders ontwikkel. So hierdie is baie belangrik om net daai onderskeid te tref en dan te sê, ons groep, ons gesin bestaan dus uit ons wat saamwerk in hierdie gesin en ons verhouding met die ander mense wat buite is. Maar ons praat nie meer net van ons en hulle nie, want die enigste hulle, kom ek sê net eers vir julle weer, wat is die ons? Dan wys ek vir julle wat is die hulle. Ons is al die lede in een eenheid.
wat in 'n gesindheid werk daaraan om suksesvol saam te funksioneer. So met ander woorde, waaroor gaan dit hier? Die ons. Die ons gaan oor hoe ons beter in verhoudinge kan funksioneer. Elkeen het sy eie verantwoordelikheid om aan hierdie gesin te bou. Nou wie's die hulle? Dis die onbetrokke vorige gesinslede. Dis daai mense wat jy nie kan verander nie. Dis daai mense wat 'n invloed het, maar jy kan hulle nie verander nie. So jy werk aan die ons wat jy wel kan verander, want jy het nie beheer oor hulle gesindhede nie, maar jy het beheer oor die gesindheid in die gesin. En die ons, nou ons gaan nog verder 'n bietjie oor hierdie identiteit gesels. Ek het regtig gedink dat my nuwe gesin sou 'n gesin wees wat nie werklik die Here verheerlik nie. Ek het gevoel ek het hierdie identiteit van 'n gebroke ou hersaamgestelde gesin. Maar kyk mooi wat sê hierdie gedeelte vir ons. Die uitdaging wat ons het is om 'n unieke, voortreffelike gesin te bou. Dis wat ons kan doen, nê? En kyk net wat sê hierdie aanhaling. Hy sê a broken glass doesn't go back to the way it was, but its pieces can still catch the light in new, beautiful ways. En weet julle, dit was wat ek ervaar het in ons hersaamgestelde gesin. Ons het gestoei, hoor. Ons het mekaar regtig opgewen, maar ons het mekaar gevind. En ons het op die ou end het ons 'n boodskap uitgedra, en op die ou end het ons gewys dat 'n gesin kan nog 'n sukses wees. So, kom ons praat nou 'n bietjie oor die gesin as ons hom bou. Die eerste belangrike fundament. Wie bou hierdie gesin? Psalm 121 sê dit baie duidelik. Hy sê dat as die Here die huis nie bou nie, dan werk die daaraan te vergeefs. So wat is hier belangrik? Christus moet die anker wees. En dis hoekom ek weer terugkom. Ons moet weet alles werk ten goeie. Ons moet weet Christus is in hierdie boot. Ons moet weet Christus gaan die storm stil maak, soos ons lees in Matteus 8 vers 24. Christus is op die boot. Christus maak die storms stil. Wat moet die egpaar doen? Die egpaar moet 'n veilige omgewing skep waar almal kan bou aan hierdie nuwe gesin. En weet jy, ons het hard gewerk daaraan. En dit was so lekker om te sien hoe ons kinders begin floreer het, toe ons hulle begin erken het. Almal van hulle, en begin saamwerk het, en hoe my 2 seuns en ons dogter, hoe hulle 'n beter verhouding begin bou het. En weet julle wat vir my die mooiste was, en ek wil dit gou vertel. Ek sal nooit vergeet nie, op Rolie se 21ste verjaarsdag, toe kom my tweede seun, en hy noem 21 mooi gedeeltes van sy sussie. En weet julle, hy was in Bloemfontein. Hy het baie keer hier kom kuier toe hy klein was, en sy gesê, myne, nee, ek kon nie aan haar goed vat nie. Nee, daar was baie konflik geweest. Maar op die ou end is daar so 'n hegte verhouding, dat dit selfs, na my mening, sterker as baie kerngesinne is. Omdat ons hulle 'n veilige omgewing gegee het, waarom hulle kon werk daaraan, om werklik hulle self te kan wees. So, wat moet hierdie veilige omgewing doen? Dit moet eintlik vir die kinders en almal in die gesin die kans gee om hulle self te kan wees. En hulle self te ontdek. En hulle self uit te leef. Soos hierdie aanhaling ook hier sê. Change is the essence of the willing to surrender what you are for what you could become. En in hierdie hersaamgestelde gesin begin jy ontwikkel in iemand nuut wat jou plek in hierdie gesin vind. Nou goed, dis die interessante een. Daar's nie 'n kits hersaamgestelde gesin. Daar's nie dit nie. Ek onthou, ek wil dit nou gou vir julle vertel wat ek en Elise ervaar het.
Ek moes so hard gewerk het in sekere aspekte. Elise het byvoorbeeld, sy het nie kinders gehad nie, en my seuns is in Bloemfontein, en dan kom kuier hulle vakansie, kom kuier hulle by ons. Nou is hulle tieners. Nou moet julle onthou, hierdie seuns kom vakansie hou, en Elise wil rus, want dit is nou eintlik vakansietyd. Weet julle wat het ek gedoen? Ek moes maar aanpas. Ek en die seuns het Bosveld toe gegaan, staptoer gegaan. Ek moes al daai aanpassings maak om te gaan en op die ou end verhouding met hulle te bou en op die ou end seker te maak dat sy ook 'n bietjie rus kry en ek ook met hulle verhouding bou. En ek sal nooit vergeet nie, en dit wil ek vir julle vertel, dit was my so interessant. Nou kom hulle hier aan, weet julle, hulle ma was bietjie sag op hulle, en hulle is 2 seuns. Nou het hulle 'n houdingkie as hulle daar by my kom, en hulle doen allerlei dinge verkeerd, en ek sukkel met hulle. Nou is ek besig om, ek was in die weermag daai tyd, nee. Ek het hulle uitgesort, nee. Kom ek vertel julle gou dit. Nou begin hulle beklei, jong, en hulle beklei. Dan sê ek vir hulle, hek toe. Dan loop hulle hek toe, dan sê ek vir hulle, daar gaan beklei julle, tot julle klaar beklei het, dan kom julle terug. Hulle het net so toe geloop, dan kom hulle terug. So ons moes 'n hele klomp goed moes ons inwerk om seker te maak dat ons verhoudinge goed was. En wat vir my so interessant was, ek het toe verhouding gebou, en dis die groot ding wat ek vir julle baie duidelik wil sê, wat so belangrik is in 'n hersaamgestelde gesin, is die verhoudinge. Ek het met hulle verhouding gebou met my seuns. As ons so weg is en ons gaan stap en ons gaan kamp uit en so aan, dan bou ek verhouding met hulle. En eendag toe bel sy ma, hulle is op vakansie. Sy sê, hoorie, ek sukkel. Hierdie oudste seun, ek weet nie wat met hom aangaan nie, hy's buite beheer. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie wat om, help my. Jong, en ek bid, want toe bid ek nou ernstig, ek was amper lus, hulle was in Jeffreys Bay, ek was amper lus om Jeffreys Bay toe te gaan, en daai rang van my te trek op hom en hom uit te sort. En toe sê die Here vir my, nee, bel hom net en praat met hom. Ek bel hom, ek sê, seun, ek hoor, jy luister nie vir jou ma nie. Dis mos nie wat ek van jou verwag nie. En ek praat mooi met hom. Ek sê vir hom, jy kan mos nou nie dit doen nie. Hoe moet ek dit doen? Moet ek kom en jou kom uitsort? En ek praat mooi met hom. En hy sê, nee, pa, dis reg. Sy bel my terug, sy sê, ek weet nie wat jy gedoen het nie, maar dit het gewerk. Weet julle hoekom? Verhouding. Verhouding. Nou goed, nou, hier kom die ding. Dis nie 'n kitsgesin nie. Hoor wat sê James Bray, dit kan tot 3 jaar neem om so gesin te ontwikkel. Patricia Pypernaal sê self 7 jaar. En as jy hard werk, 4 jaar. So, en dan die probleem met dit is, al hierdie mense wat inmeng, die uitgebreide families en so aan. So kan julle sien, dis 'n proses. Dis 'n journey. Dis iets wat jy werklik moet hanteer. Nou goed, dan kom ons kyk nou na die integrasieproses. Ons kyk nou na hierdie proses. Weet julle wat was vir my die ergste? Jy kan nie die mense druk nie. Joh, dit was moeilik. Ek wil hulle druk. Ek wil hulle druk om reg te kom. Jy moet saam met hulle werk, want anders kan jy nuwe probleme skep. En jy moet nie nuwe probleme, jy het genoeg probleme. So jy moet jou drome aanpas. En nou gaan ek weet nie hoeveel hersaamgestelde gesinne is hier nie. Maar so in afsluiting waar ek nou gaan land, gaan ek net vir julle verskillende voorbeelde van hersaamgestelde gesinne wys. En die verskillende modelle wat hulle in navorsing uitgevind het. Kom ons kyk na die eerste een. Dis die blender een. Al die gesinslede word soos bestanddele vermeng in een geheel waarin daar geen uniekheid meer sigbaar is nie. Kom ons kyk na die volgende een. Food processor. Tradisies van die verlede word vinnig verwerk en afgehandel en nie meer in dieselfde vorm in die nuwe gesin toegelaat om voort te bestaan nie. Kom ons kyk na die volgende een. Microwave. Haha, dis so lekker in hierdie, jy weet, hierdie samelewing wat ons nou het, jy weet, hierdie kitsoplossing. Hoor hierdie een. Die gesin sien hulle self nie meer as 'n saamgestelde gesin nie en wil 'n nuwe kerngesin verander en daarvolgens funksioneer. Kom ons kyk na hierdie ene. Pressure cooker. Druk word op die gesin geplaas om al die tradisies, herinneringe en pyn van die verlede so gou as moontlik te verwerk en 'n nuwe gesin saam te stel wat vir hulle almal kan werk. Goed. Nou kyk hierdie ene. Toast salad. Die uniekheid van elke persoon
word soos bestanddele van slaai in die lug gegooi. Dit maak nie saak waar dit land nie, dit word gemeng, maar behou steeds hulle identiteit. Daar's dus nie behoorlike struktuur in hierdie samestelling nie. Dis nou wat die kinders op hulle eie is, die ouers op hulle eie, hulle doen hulle eie ding. Nou kom ons by die potjiekos een. En dis die een wat ek baie van hou. Hoor nou hier, die crockpot cookie. Die bestanddele word in die pot gegooi, maar behou hulle eie uniekheid. Teen lae druk en die regte ingesteldheid word die bestanddele met mekaar verbind. Nou, die sous wat ontstaan, veroorsaak dat die onvolmaaktheid van die verlede verdwyn en die uniekheid van elke gesinslid na hulle vore kom en 'n bydra tot 'n nuwe smaak sensasie lewer. En weet julle, dis wat ek nou so geniet van ons hersaamgestelde gesin. Ons geniet mekaar, want ons elkeen ons uniekheid ontdek en ons celebrate dit. So, kom ons praat nou net oor hoe gaan ons nou verder om 'n droomgesin nou te bou. Kom ons praat net oor wat is die pad nou vorentoe. Eerstens, as julle hier is en julle het hersaamgestelde gesin, die eerste vraag is, waar is jy nou? Is jy nou in 'n woestyn? Watter slaggate is daar? Want jy moet hulle identifiseer. En dan moet jy doelwitte stel om hulle te kan hanteer. En jy moet ook jouself voorberei vir storms wat mag kom. Weet julle wat is belangrik? 'n Storm sal jy hanteer soos wat jy voorbereid is vir die storm. Ek gaan dit weer sê. Jy hanteer gewoonlik 'n storm van die lewe in die mate wat jy voorberei is. En dis hoekom ons ook 'n kursus het, storms van die lewe, waar ons mense help om die verlede te verwerk, maar hulle self ook voorberei om toekomstige storms te kan hanteer. So, nou het ek vir julle hierso net 'n akroniem saamgestel van storms, waarin ek vir jou riglyne gaan gee oor hoe jy jouself kan voorberei vir storms en ook beheer kan oorneem oor die situasie waarin jy nou is. Kom ons begin by die S. Stories. Ai, ek's lief vir stories. Ek het nou nie eens kans gehad om al my stories te vertel nie, maar elkeen moet hulle storie kan vertel. En hulle moet hulle storie kan uitleef. En hulle moet 'n nuwe droomstorie ook kry. En 'n mens moet elkeen in die gesin help om te weet hulle het 'n unieke storie. T vir trauma en verlies. Hierdie is die hartseer een. Baie keer sê die hersaamgestelde gesin, hoor jy, ons voeter nou maar net voort. Ons sal so met die tyd, sal ons maar die goed hierso so by mekaar maak en ons sal ingaan. Maar wat baie belangrik is, jy moet die emosionele wonde van die verlede moet jy identifiseer, die verliese moet jy identifiseer en jy moet dit verwerk. Kom ons kyk na die oë. Dis die ontmoeting. Elke keer as die gesin by mekaar kom en daar's nou 'n veilige atmosfeer wat deur die ouers geskep word, moet daar 'n ontmoeting wees. Hulle moet bou aan 'n goeie verhouding. Hulle moet bou aan 'n verhouding waarin hulle mekaar onvoorwaardelik aanvaar en mekaar ondersteun in liefde. Die R vir rolle. Hierdie is baie belangrik. Die nuwe rolle moet gedefinieer word. En weet julle, daar kom hierdie huisreëls ook baie keer in, né? Wie moet wat doen? Wanneer moet wie doen? En wie dit struktureer nogal verhoudinge, né? Maar die man moet weet wat sy rol is, die vrou moet weet wat haar rol is, die egpaar moet weet hoe hulle moet dissiplineer ensovoorts. En dis 'n verhouding waaraan gewerk moet word. Dan kom ons natuurlik nou by die M vir die menseverhoudinge. En hier, en dis die hart wat ek net wil sê, hier kom ons by herstel van vertroue en eenheid. Mense, liefde bou brûe, nee. Liefde bring ons by mekaar uit. Genade bring ons by mekaar uit. En in 'n hersaamgestelde gesin moet daar aanhoudend gewerk word om vertroue te skep
en om in liefde mekaar te verdra. En dan die laaste een, die S, saam groei. Dis 'n proses. En dis belangrik dat hulle 'n nuwe gesinsidentiteit moet ontwikkel. Kom ek sluit af met hierdie aanhaling. 'n hersaamgestelde gesin word nie gebou deur almal te dwing om onmiddellik soos 'n familie te voel nie. Dit word gebou deur geduld, veiligheid, eerlike gesprekke en die geleidelike ontwikkeling van vertroue. En nou wil ek afsluit met hierdie liedjie van Joe Black. En die rede hoekom ek hom speel is, ek wil net, julle moet sien, hy bou daar, nee, hy bou, maar hy het die hoop teruggebring. En wat ek net ervaar het in ons hersaamgestelde gesin, as ons nie hoop gehad het daar nie, as ons nie hoop gehad het dat die Here ons sal help nie, sou ons nooit gekom het waar ons gekom het nie. Ons het hard gewerk. En weet julle, as ek terugkyk, dan kan ek sien die sukses wat ons bereik het. Maar ons het die heeltyd gewerk met hoop en gebou. So ek luister net gou na hierdie liedjie en dan gaan ons dan afsluit. Ek het aanvanklik gedink, toe ek nou gekonfronteer is met hierdie hersaamgestelde gesin, toe het ek gedink, my drome is alles verlore. En ek het gedink, ek sal nooit weer regtig gesond wees nie, ek sal nie gesonde gesin hê nie. En weet julle, as ek vandag terugkyk, dan kom ek terug na daai skrifgedeelte wat ek in die begin vir julle wil sê. Dit moet julle weet. Alles werk ten goeie. En ek het nou 'n bediening, wat ek nooit eens verwag het ek sou hê nie. Ek leef myself uit. En die Here gebruik my, wat ek nooit eens gedroom het sou gebeur nie. En dis waarmee ek julle wil bemoedig, om te sê, as jy begin moedeloos raak, bring net die hoop terug. En dan wil ek net noem, ons het 'n hersaamgestelde gesin kursus wat ons met gemeentes aanbied en so aan, en waar ons ook mense help om 'n gesin te bou. So, dit is wat ek vandag graag met julle wil deel, en ek wil net vir almal van julle hier sê, as jy 'n gewone kerngesin is, werk aan die verhouding. En as jy 'n hersaamgestelde gesin is, dan moet jy ekstra werk, en daar's genoeg kursusse, daar's genoeg goed wat jy kan kry, wat jou kan toerus om al hierdie slaggate te vermy. Maar die belangrike is, jy moet werk aan 'n huwelik.